Dit is nou net meer as 'n jaar wat die ANC sy meerderheid in die verkiesing verloor het en 'n regering van nasionale eenheid het tot stand gekom. Party mense sal sê die laaste jaar het gevlieg, ander sal sê dit was 'n baie lang jaar met 'n Withuisbesoek, 2 omstrede wetsontwerpe wat deurgevoer is en 3 weergawe van 'n nasionale begroting. By my het ek vir Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, een van die Vryheidsfront Plus en een van die vennote in die regering van nasionale eenheid. Dok, dis heerlik, of Dok, minister, ek weet jy is daar nie weet om jou te noem nie, maar ek het jou voor die tyd Dok genoem, so nou gaan ons maar aan. Dis heerlik om jou weer hier te hê. Dankie dat jy vir ons kom kuier het. Tanya, nee, baie dankie. Dit is soos jy sê, dis heerlik om hier te wees. Dis daar die plekke waar ek tuis voel, want soos ons al sê, dis ons mense waarmee ons gesels en praat. So baie dankie vir die geleentheid. Dok, het jy 'n jaar terug gedink jy sou hier sit en my gesels as 'n minister in president Cyril Ramaphosa se kabinet? Om dadelik te antwoord, nee, ek sou beslis nie gedink het dat ek 'n minister sou gewees het en nie gepraat het nie. Inteendeel, ek het by 'n vorige vraag eendag vir mense gesê, hulle het vir my gesê, byvoorbeeld as jy nou 2 jaar terug, as iemand vir jou gevra het, maar sal jy minister word, dan sou ek gesê het, ek dink jy's bietjie onkundig in die politiek as jy so gedink het dat ek 'n minister sou geword het. Daar was nou 'n verklaring van voorneme, wat daar nou gesê is, ons kan besluit of ons dit wil onderteken of nie. En voor die verkiesing is die beleid baie duidelik gewees dat ons sal nie met die ANC saamwerk nie. Ons sal nie dien in 'n regering van nasionale eenheid nie. Ek weet, ek is 'n gekompromiteerde leier, want dit was my 'n paar keer gevra en ek het dit gesê. En dit was die standpunt van die party. Na die verkiesing, toe die verklaring van voorneme kom, toe die party begin besin, want in daardie verklaring van voorneme sê dit byvoorbeeld, as daar in die kabinet nie eensgesindheid of konsensus bereik kan word nie, dan, hulle noem dit 'n politieke raad van vennote, wat dan 'n besluit moet neem, en dan praat hulle van, dan moet genoegsame konsensus wees, wat hulle beskou het as 60%. Toe het ons gesê, ons hoef nie in die kabinet te wees nie, maar as ons die verklaring van voorneme teken, dan beteken dit as die kabinet nie kan konsensus bereik nie, dan moet hulle met ons vergader. So verkry jy inspraak. Nou, soos ek sê, ons het glad nie gevra vir uitvoerende poste nie. En toe die skielike oproep, die Sondag aand 6:50, ek was op pad van die lughawe af terug na my huis, en toe die president geskakel en toe het hy die aanbod gemaak. Nou ek moes in die Raas 'n noodvergadering gehou het met ons federale dagbestuur. Want ons standpunt was, ons wil nie uitvoerende poste hê nie. Ons het nooit gevra daarvoor nie. En dit was 'n lang vergadering. As die mense kan 'n bietjie terugdink, dit was die Sondag aand, sou hulle 9:00 die kabinet aangekondig het. Hulle was bietjie laat. Was dit daai aand wat? Dit was daai aand. Ja. En ja, dit was 6:50 die aand, en ek kan nou nie onthou nie, ek dink dit hier amper na 10:00 kant toe gaan. So ek sal sê, dit was die Vryheidsfront Plus wat al vertraag het. Want ons moes 'n besluit geneem het. Jy sal ook sien dat my naam heel onder was. Dit was nie volgens die alfabetiese volgorde gewees nie, hulle het gewag vir ons antwoord. Hy sê al ingevoeg daar op die einde. Heel onder. En toe het die party besluit. Okay. Goed, kom ons aanvaar die pos, en ons kyk of dit kan werk, en of dit 'n verskil kan maak. En dit is waar ons geëindig het om deel dan te wees, en ook op die kabinet. Dok, hoe amper was dit, of die RNE het nie 'n jaar gesien nie? Was daar tye wat deur hierdie jaar wat jy gedink het, hierdie RNE gaan nou ineenstort? En was daar tye wat die Vryheidsfront Plus gesê het, is hierdie nog die moeite werd? Gaan ons nie net maar net uitklim nie? Kom ek sê op daardie vraag, die Vryheidsfront Plus evalueer deurgaans die hele situasie. En die party sal deurgaans vir homself vra, is dit nog die moeite werd om deel te wees van die regering van nasionale eenheid? So, dit sal op daardie wyse voortgaan. En natuurlik, die party sal 'n besluit moet neem, dit sal 'n federale raad besluit moet wees, die hoogste gesagsliggaam, om te sê, nee, nou klim ons uit, of wat ook al die geval is. Ons moet altyd die voordele teenoor die nadele opweeg. So dit gaan deurlopend wees. Om by jou vraag uit te kom,
Hoe amper was dit ten gronde? Dit was amper, en ek ben uit die aard van die saak, die groot toets was die begroting. Maar nou sê ek, die uitkoms van die hele, kan ons nou maar sê, die begrotingsdebakel, is eintlik 'n bewys dat daar 'n verandering is in Suid-Afrika. Onthou, ons het in die verkiesing gesê, ons moet 'n verandering bring. Ons het gesê dat ons moet alles in ons vermoë doen om die ANC uit die regering uit te kry. Nou goed, hy is nog, maar die kiesers het gaan stem en daar is 'n verandering, 'n groot verandering, want die ANC kan nie nou net op sy eie besluit nie. Kom ek van die begroting. In die verlede was dit altyd so, die minister besluit wat is die begroting, wat word verhoog en wat word verlaag. Uit die aard van die saak praat hy met die president. En dan het hulle op begrotingsdag, het hulle die oggend 'n kabinetsvergadering, en dan word die kabinet ingelig, om te sê dit is wat ons gaan sê. En as hulle almal ANC's is, wie gaan nou teen die president en die minister praat? In hierdie geval het ons gesê nee, ons aanvaar dit nie. En die res is geskiedenis. Nou, die verandering en die proses van die hele begroting is 'n bewys dat die regering van nasionale eenheid wel kan werk en dat die oppositiepartye wat deel daarvan is, soos die Vryheidsfront Plus, maak 'n verskil. Ek was een van die ministers wat gesê het, ons kan nie 'n 2% BTW verhoging aanvaar nie. En 'n hele paar ander aspekte. Ek het baie sterk klem gelê dat daar moet besparing wees. Ek dink op hierdie stadium wil ek sê, as ons die begroting kon oorleef, dan kan ons heelwat goed oorleef in die regering van nasionale eenheid. Ja, die verhouding is broos. Jy kan nooit sê vir hoe lank dit gaan hou nie. Jy het die vraag gevra, sou ek gedink het dat ons 'n jaar nog hier sal wees? Ek het aanvanklik nie so gedink. Nou vra die mense, maar sal dit 5 jaar hou? Dan sê ek kan waaragtig nie dink dat ons 5 jaar gaan hou nie, want dit gaan afhang wat gebeur in 1927 as die ANC hulle verkiesingskongres het, wat hulle 'n nuwe leier moet kies. Toe jy minister van korrektiewe dienste geword het, was jy ook die leier van die Vryheidsfront Plus en jy het dit vir baie lank gedoen. Intussen, nou baie onlangs, was daar 'n leierskapsverandering. By julle, jy's nie langer die leier nie, Corneille Mulder is nou. Vertel ons bietjie, hoe het dit tot, jy weet, hoe het dit gebeur? Was dit 'n doelbewuste besluit van jou kant af en waarom hierdie leierskapsverandering? Die hele agtergrond daarvan is, onthou, toe die pos aangebied is vir die ministerskap, was dit vir die leier van die party. En ek het dit ook gesê in ons vergadering. En ek het met die president daaroor gepraat. En dit was net 'n geval van die werk was te veel. Onthou, korrektiewe dienste het vir 10 jaar nie 'n minister gehad nie. Net om een voorbeeld te noem. Byvoorbeeld die paroolaansoeke van mense wat lewenslank gevonnis is, kan net toegestaan word deur die minister. Daar is byvoorbeeld die Nasionale Raad op Korrektiewe Dienste wat 'n aanbeveling maak en die Paroolraad wat 'n aanbeveling maak, maar die minister moet daaroor besluit. En ek is, kan ek amper sê, 'n erflating ontvang van die vorige minister van 495 aansoeke wat agterstallig was. En ons het al hofsaake gehad waar die mense na vore gekom het, omdat daar nie 'n beslissing is van die minister nie. Nie of hy hom goedkeur of afkeur nie. Hulle gaan hof toe, want hulle sê die minister kan lyk my nie 'n besluit neem nie. En ons het hard gewerk. En binne 3 maande was ons 100% op datum. Ons is tans ook 100% op datum. Dit het baie ure gevat. En baie ander uitdagings. Daar's baie probleme by korrektiewe dienste. En die werk was net eenvoudig te veel. En het ek vir myself gesê, my uitgangspunt is, as jy 'n werk doen, moet jy alles kan gee vir die werk en jou beste lewer. En ek moes 'n keuse maak. Gaan dit korrektiewe dienste wees of gaan dit die party wees? Nou die feit van die saak is dat ons gaan ook nou, sê oor 2 jaar, gaan ons ook 'n munisipale verkiesing in. Dis geweldige uitdagings. Die mense weet dit nie, maar 'n munisipale verkiesing vereis baie meer in 'n verkiesingsveldtog as in 'n provinsiaal nasionale verkiesings. Nou die Vryheidsfront Plus se grondwet bepaal dat elke 3 jaar
dan word daar nuwe leierskap gekies. En ek het gedink dit is die perfekte geleentheid Februarie hierdie jaar om te sê nou maar goed, maak 'n keuse en my keuse was dat kom ons gee die jonger geslag 'n geleentheid om na vore te tree. Ek word hierdie jaar 70 en kom ons kry die nuwe mense in sodat hulle die saak vorentoe kan vat en ek gee my volle aandag aan die ministerie. En dit is hoekom ek besluit het dat ek gaan my dan nie weer beskikbaar stel as leier van die party nie. Nou goed, as jy die top 3 vat, 2 van die 3 is, een is 41 en die ander een is 40, so dis die jong mense wat na vore tree. Ek voorsien by 'n volgende verkiesing of wat ook al, dan gaan die jong mense begin deur beweeg in die topleierskap van die Vryheidsfront Plus. Maar dit is bloot 'n geval van daar is net 24 uur in 'n dag en ek sou dit nie kon volhou het nie. En ek dink enige een sou dit kon reg gekry het wat dit betref nie. En ek het toe vooraf met die president gaan praat. Ek het vir die president gesê, het my gevra, ek is gevra as leier, ek beplan om dan nie voort te gaan nie en jy moet nou vir my sê, wil jy my vervang of wat ook al die geval is, ons het 'n goeie gesprek gehad. Hy het vir my gesê nee, jy bly net waar jy is want jy doen goeie werk. Dis wat hy gesê het. En dis hoekom ek gebly het en daarom het hy ook eintlik afstand gedoen van die feit om te sê jy's die minister, maar jy hoef nie noodwendig die leier van die party te wees nie. Dok, daar is sprake daarvan dat daar verdeeldheid binne die Vryheidsfront Plus is. Is dit waar? En wat gaan hierdie leierskapsverandering vir die Vryheidsfront Plus as vernoot in die RNE beteken? Jy weet, is Dr. Corneille Mulder lus om aan te gaan met die RNE? Is daar verskillende sieninge oor moet ons voortgaan of nie? Wat beteken hierdie leierskapsverandering vir julle as vernoot in die RNE? Dit maak geen verskil nie in die opsig. Dis nie vir 'n leier van die party om te besluit, gaan jy aan of gaan jy nie aan nie. Dit is die party wat moet besluit. Ek as leier kon nie besluit het dat ons aanvaar die pos as 'n minister of ons aanvaar dit nie. Die party moes 'n besluit geneem het. Nou dis dieselfde dat as ons besluit dan gaan nie meer voort in die regering vir nasionale eenheid nie. Dit gaan nie oor 'n leier nie. Dit gaan oor wat die party sê. En ek sê weer eens, dan gaan dit oor wat is die voordele, wat is die nadele. Daar's baie mense wat sê klim uit die RNE. Kyk vir Bella ensovoorts. Die eerste vraag wat 'n mens jouself moet afvra, ja, goed, kom ons klim uit. Gaan dit dan dit wat jy wil verander? Kom ons vat Bella. As ons nou môre onttrek, kom ons sê al die oppositiepartye onttrek nou oor Bella. Gaan ons dan kan Bella verander? Jy gaan nie kan nie. Want hy slaat deur die parlement. En in die parlement is jy 'n minderheid. En hulle gebruik hulle meerderheid en hulle dit ons nou gesien met die begroting ook. Hulle het selfs probeer en hulle het reg gekry om byvoorbeeld MK en daai klomp by te kry ensovoorts. So die vraag wat jy jouself moet vra, as jy uitklim uit die regering vir nasionale eenheid, kan jy 'n verskil maak?